Sluit die oor en dit ons saam. Ja, Here Jesus, wat 'n voorreg om vanmôre weer stil te word voor die woord en te kan luister na dit wat U vir ons sê en dat ons kan hoor wat U woord vir ons wil leer. Gee dat ons U woord in ons harte sal bære en dat ons dit sal toepas, dit wat ons leer. Dankie, Here Jesus, aan U kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Ons gaan aan met ons reeks in Spreuke. En ons trek nou al by die 33ste deel. Ons vorder op reis deur die skatkammers van wysheid. Spreuke 14 vers 6 tot 10. Spreuke 14 vers 6 tot 10. Die spotter soek wysheid, en dit is nie daar nie. Maar vir die verstandige is kennis maklik. Gaan weg voor 'n dwaase man, want jy het daar niks gemerk van die lippe van kennis nie. Die wysheid van die skrandere is om sy weg te verstaan, maar die sotheid van die dwaase is bedrog. Die skuldoffer spot met die dwaase, maar tussen die opregtes is daar welwillendheid. Die hart ken sy eie verdriet, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. Dit is my so wonderlik om so deur die woord van God te kan werk. En vanaand met Spreuke, en ek dink jy het dit al gesien in Spreuke, ons het al so baie wyshede geleer, en daar is nog so baie om te leer. Want die woord van God is vol wysheid. En as ons dit gaan toepas wat ons leer in die woord van God, gaan ons lewens soveel beter wees. Dan Spreuke 14 vers 6, wat hy sê, die spotter soek wysheid, en dit is nie daar nie, maar vir die verstandiges is kennis maklik. In Spreuke 14 vers 6 vind ons 'n kragtige verklaring van die verhouding tussen wysheid en dwaasheid, bespotting en begrip beklemtoon. Dit verduidelik vir ons dat diegene wat wysheid bespot, sal bevind dat hulle 'n gebrek het aan kennis. En in vandag se dae sien ek dit so baie. Daar's mense wat dink hulle is so wys, maar die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid. Ja, gesien die goed waarmee hulle deesdae uitkom. Daar's al mense wat met honde trou. Daar's in die wêreld, hulle weet nie meer hoeveel geslagte is daar nie. Why shame? Dan lees ek die woord van God, en sê die woord van God vir my, die Here het man geskape en het die vrou geskape. Daar's twee geslagte so maklik soos dit. Ek het nooit gedink in my, ek sou nooit kon dink of raai dat mense op 'n tyd gaan kom wat mense gaan stry oor hoeveel geslagte is dan. Maar dit is wat die wêreld wil voorgee as wysheid. Die wêreld se wysheid is dwaasheid. Want hulle gaan teen God. Hulle gaan teen die woord van God. Hulle wil doen wat hulle wil doen. Hulle wil sê wat hulle wil sê. En dit is waar die wêreld vas staan. Nou maak hulle bespotting van die wat op God se woord staan. Hulle maak 'n bespotting van die Here se wysheid. Maar eintlik is dit hulle wat die dwaase is. En hulle sal bevind dat hulle gebrek het aan kennis. Dit kan ook geïnterpreteer word as 'n waarskuwing teen trots en arrogansie. Wanneer mense dink hulle het al die antwoorde en verwerp die idee om van ander te leer, sluit hulle self af van waardevolle kennis en wysheid. Ek het al mense gehad wat iemand wat na my toe gekom het gesê, ek het nie meer nodig om te leer nie, ek het klaar al die kennis. Ek vra, kom ek Bybelstudie? Ek gaan nie nog Bybelstudie doen, ek het nie nodig om te sit nie, want ek weet klaar alles. Ek voel jammer vir so 'n persoon. Jy hou nooit opleer nie. In hierdie lewe hou jy nooit opleer nie. Maak nie saak of jy 80 is nie, daar's altyd nog iets wat jy kan leer. En vanaand as dit kom by die woord van God, die woord van God is so vol en daar's soveel rykdom. Ons gaan nooit al die antwoorde hê nie. Ons bid vir die Here vir leiding en vir wysheid en vir die Heilige Gees om ons in die waarheid te lei en in sy woord te lei. En so groei ons en ons leer en ons word sterker. En maak nie saak hoe oud is jy nie. Dat jy alleen die Bybel op en sê vir my of ek reg of verkeerd is, dan gee die Here vir jou woord. Dan leer jy vir iets nuuts en sê, maar ek het dit nooit geweet nie, of ek het dit nie so gesien nie. Maar die Heilige Gees kom breek die woord van God oop.
En vanaf in ons gemeente, ons is geseën. Ek weet nie of julle besef wat se voorreg julle het. Soos met pastoor Heinrich wat Woensdae aande vir ons die sistematiese teologie aanbied. Weet u wat 'n voorreg u het, dat 'n man van God kan kom en vir jou die woord van God kan oopbreek en die wysheid van God vir julle aanbied. Dit is gratis. Maar hoeveel van ons neem dit aan? Hoeveel van ons sê, Here, dankie vir daai voorreg? Daar's plekke waar die woord van God nie eens gelees mag word. Hier het ons 'n voorreg om die woord van God te kry. En geleer te word en gestig te word. En ek dank die Here vir dit. Want dit is die wysheid wat die Here vir ons gee. Wysheid wat iets beteken, wat jou lewe gaan volmaak en wat jou 'n beter mens sal maak. As ons dit gaan toepas. Dit help ook jy ons hoor die woord, maar ons pas dit nie toe. So moet nooit dink jy is klaar geleer. Jy kan met 5 doktersgrade sit, jy kan nog steeds iets leer. Het jy dit geweet? Ons kan altyd leer. Dis my partykeer so interessant, as jy sien, hoe die kindertjies partykeer, dan kom 'n kind en dan leer jy les by hulle. Ja. Aan die ander kant, die tweede deel van die vers verseker ons dat vir diegene wat opregte begeerte het om te verstaan, kennis makliker sal bekom. Vir die mense wat die kans aangryp om kennis te kry, die Here sal vir jou dit gee. As jy vir die Here wysheid vra, die Here sal vir jou wysheid gee. Dit beklemtoon die belangrikheid van nederigheid en ons soek tog na wysheid. Bly nederig. Maak nie saak hoe geleerd jy is nie, bly nederig. En onthou, jy kan altyd nog leer. En gaan sit in Jesus se voete en leer by die Meester. Laat die Meester jou leer. Laat sy woord jou leer. Want dan sal die Here vir jou wysheid gee. Ware wysheid. Wanneer ons Spreuke 14 vers 7 lees, sien ons 'n duidelike instruksie oor die geselskap wat ons hou. Die vers raai ons aan om weg te bly van dwaase mense. En sê my, hoeveel maal het ons dit nie al gehoor nie? Hoeveel maal het ons al van die kansel af wat ek al gepreek het, wat gesê, bly weg van slegte geselskap? Hoeveel keer in Spreuke, in ons reeks van Spreuke waarin ons tans besig is, het ons dit gesien. Die geselskap wat jy hou, pas op wat se geselskap jy hou. Ons moet kyk met wie ons meng. Wat nie, as jy met verkeerde mense gaan meng, of verkeerde vriende gaan meng, gaan hulle vir jou insluk. En jy gaan word soos hulle. Wie is jou geselskap? Wie hou jy daarvan om mee te saam te kuier? Die broers en susters van die Here? Die kinders van die Here? Of gaan jy met die dwaase sit en met die dwaase wandel? Psalm 1, ons bly teruggaan na Psalm 1 toe. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose. Meng jy met die goddelose? Hulle gaan vir jou verteer. Nou bly mense sê, ja, maar Jesus het met die sondaars omgegaan en hy het by die sondaarshuise ingegaan. Hy het met een doel daarin gegaan en dis om hulle lewens te verander. En hy het vir hulle gesê, gaan dan heen en sondag nie meer nie. Hy het nie so toe gegaan om 'n lekker tyd te hê, om te drink en te partytjie en te jol en die lewe te geniet nie. Nee. Jesus het slegs by hulle ingegaan om hulle lewens om te dop, om hulle om te draai, om hulle op hulle verkeerde weë te wys en hulle te sê, gaan dan heen en sondag nie meer nie. Hoeveel van julle sal dit doen? Gaan bietjie by 'n partytjie in en dan sê hulle, wow, ons moenie liefhebbers van drank wees nie. Woep by die deur uit te sê, want al gooi jou sommer dadelik uit. Sal jy in 'n geselskap ingaan waar hulle vuil praat of vloek, of die Here se naam minag en hulle stop en hulle sê, jy doen dit nie. Maar ons doen dit nie, want ons is bang. Maar ek gaan maar eerder een kant. Maar dit is ook goed, hou jou eerder een kant van die sondaars, en moenie met hulle meng nie, moenie word soos hulle. Want jy geweet wat gebeur as jy nie,
as jy met die kinders van God meng? Ja, in die kerk, niemand van ons is perfek nie. Newsflash. Het jy geweet, ons is onvolmaakte mense? Het jy geweet, in die kerk is almal nie perfek nie? Het jy geweet, mense maak foute? Ja, want ons is onvolmaakte mense, met 'n volmaakte verlosser. Maar jy weet wat, as jy in die kerk kom, en jy sit as die broers en susters van die Here, jou broers en susters, dan onderskraag ons mekaar, ons bou mekaar op, ons bemoedig mekaar, en hoewel ons foute het, alhoewel ons partykeer mekaar te nakom, bou ons mekaar op, in die liefde van Christus, en jy word sterker en sterker, en jy is sterker. En jy weet, as jy 'n probleem het, kan jy na broer en suster toe gaan. Maar as wanneer ons met die wêreld meng wat ons insluk. Hierdie vers nooi ons egter uit om na te dink oor die fundamentele waarheid, dat die mense met wie ons tyd spandeer, ons karakter, besluite en begrip van die lewe aansienlik kan beïnvloed. En dis 'n feit. Dwaasheid, soos in hierdie vers aangedui, kan op baie maniere manifesteer. Soos 'n gebrek aan wysheid, onverantwoordelike gedrag, of 'n minagting vir ander se gevoelens en gedagtes. Is dit nie wat die wêreld doen nie? Die wêreld voel niks vir jou nie. Kyk hoe vertrap die wêreld mekaar. Mense wat sê hulle is vriende en dan steek hulle jou in die rug, of hulle beskinder jou by die werk, of hulle maak jou sleg, of is dit nie so nie? En vriende wat jou onverantwoordelike dinge laat doen. Ja, maar ons is vriende, ek kan ons nou nie nee gesê het nie. Want nee, en dan wonder jy, hoekom nie die gemors beland. Kyk wat sy vriende, dan hang jy mee uit. Deur ons aan sulke individuele te distansieer, is wat die woord van God wil hê. Ons moet nie met verkeerde mense meng. En as jy met die wêreld meng, sorg dat jy 'n positiewe indruk los. Sorg dat hulle van Jesus wil hê, as hulle met jou te doen kry. Hoeveel mense, as hulle by jou kom kuier, wat in die wêreld is, sal hulle daar wegloop, met honger na Jesus. Ons is die sout van die wêreld. Sout maak dors. Het jy geweet? Gaan 'n bietjie huis toe, dan eet lepel sout. En dan kyk jy wat gebeur, jy gaan dors word. Nou as ons vir mense sout gaan gee, gaan hulle dors word vir die lewende water, Jesus Christus. Want Jesus Christus is die lewende water. Spreuke 14 vers 8. Hierdie vers uit Spreuke dui 'n klassieke teenstelling tussen wysheid en dwaasheid aan. In eenvoudige terme sê dit vir ons dat wyse mense die tyd neem om hulle situasie te verstaan en deurdagte besluite te neem. Hoe tree jy op as jy besluite moet neem? Doen jy dit deur die leiding van die Heilige Gees? Raadpleeg jy die Here? Bid jy oor 'n situasie? Vra jy, Here Jesus, ek vra vir U om my te lei, dat U Gees my sal lei, hoe ek hierdie besluit moet hanteer? Dalk 'n besigheidsbesluit, dalk iets wat in jou huisgesin wil doen, of jy moet trek, of nie moet trek nie, of jy iets moet doen, of nie moet doen nie. Raadpleeg ons ook die Here. Of doen ons maar net wat ons wil doen. Ons gaan waar ons wil gaan, ons doen wat ons wil doen, sonder om die Here te raadpleeg. Of tree ons op met wysheid? Soek jy die raad van die Here? Ken die Here in al jou weë. Laat die Here jou lei. Laat die Here vir jou wys, my kind daai kant toe of daai kant toe. Ek en my vroukie het nou onlangs voor 'n keuse gekom, en ons het na die Here toe gevat. Ons het die Here gesê, Here, wys U vir ons die weg. En jy weet, die Here het vir ons die weg gewys. En na die tyd het jy 'n soete vrede, want jy weet, die Here het geantwoord. En Here, ek berus by U besluit, want U het vir ons die weg gewys. En dan kan jy sê, dankie Here. As wat mens haal so kop in 'n ding spring, en hoeveel mense baie kere dan gemaak hulle skuld, want hulle wil 'n ding doen en hulle storm net voort, en dan kry hulle seer. En dan flop alles. En nou sit hulle in skuld, en in gemors. Maar het jy die Here geraadpleeg?
Het jy die Here gevra wat om te doen? Het jy die Here gevra of dit die regte ding is? Het jy vir die Here gevra wat sy wil is? Ons wil die Here net ken wanneer dit swaar gaan. Is dit nie so nie? Wanneer dit swaar gaan, dan haal ons die spaarwiel uit, dan is die Here goed genoeg. Of ken jy die Here in alles wat jy doen? As jy vanmôre opstaan, vra jy vir die Here, Here, lei my, dat elke besluit wat ek vandag maak, Here, dat U vir my sal lei. Want dan gaan jy nie deurdagte besluite neem. Terwyl dwaase mense hulle self en ander dikwels mislei deur te handel sonder om ordentlik te dink. Dink bietjie na daaroor. Wanneer ons praat van die wysheid van die verstandige, dui dit daarop dat wysheid nie net kennis behels nie, maar ook die vermoë om hierdie kennis effektief toe te pas. En daar het jy die Heilige Gees nodig. Jy het die Here nodig. Want jy kan die woord van God lees, maar as die Heilige Gees jou nie gaan lei, en die Here jou nie gaan versterk, en nie die broers en susters gaan hê, wat vir jou gaan help om die pad te stap nie, gaan ons foute maak. Ek kry die mense eintlik regtig jammer wat so by hulle huise sit. Oeh, shame. Ek het hierdie week 'n prentjie gesien wat hulle gesê het van, as jy 'n kaggel aansteek en jy sit voor daai kaggel, het julle dit al ervaar? As jy so, vanaf die ou tyd sê hy daai regte kaggels gehad. By die seminarium wat studeer het hulle ook in die eetsaal was daar so 'n kaggel gewees. En nie die wintermaande dan ons klomp dennebolle bymekaar gemaak, dan stop ons daai kaggel vol dennebolle en steek ons dit aan. Sit ons lekker daar in die eetsaal en leer by die kaggeltjie wat so brand in die hitte wat die vertrek vol. Dink julle dit sou gewerk het as ek my laptop skerm daar gesit het met 'n prentjie van 'n vuur wat so lekker kletter? Sou hy daai vertrek warm gemaak het? Nee. Want is net 'n beeld. Daar's geen hitte nie. So die mense wat by die huise sit en die kerk toe kom, hulle mis uit. Want hulle is nie in die teenwoordigheid van God nie. Hulle ervaar nie die liefde van die broers en susters nie. Hulle ervaar nie die warmte van die Here nie. Want hulle sit aan een kant daar op 'n hoopie by die huis. Haai, sien. Ons moet 'n bietjie vir hulle uitnooi en sê, kom, word deel van God se huisgesin. Kom ervaar sy liefde en sy hitte. Want dis hier wat ons mekaar opbou. En het jy geweet hoe belangrik is elkeen van ons in die gemeente? Nie een van ons in die gemeente is net hier om 'n stoel vol te sit. Ons is hier om mekaar op te bou. En hoe gaan ons wysheid kry as ons nie mekaar gaan help? Deur die leiding van die Heilige Gees en Jesus Christus is ons as lidmate veronderstel om mekaar by te staan. Ons is van mekaar veronderstel om mekaar te help. Die woord van God sê, help die swakker is. Nie almal van ons is geestelik hier nie. Daar's mense wat swak is, wat wil daar kom. En is jou plig wat daar is, om die mense wat onder is op te help die swakker is. Maar doen ons dit? Of kyk ons neer op die swakker is? En daar's nou 'n bietjie 'n vraag. Daar's 'n challenge vir elkeen van ons. Kyk ons neer op ander? Of is ons daar om mekaar te help en op te bou? Here, U het my gehelp om hier te kom waar ek is. Help my dat ek die ander kan help. En as gemeente lig ons mekaar op. En ons deel in die wysheid van die Here. En so word ons wyser en groei ons en word ons sterker. Die verstandige persoon is nie net bewus van reg of verkeerd nie. Hulle kan onderskei wat eintlik die beste vir hulle situasie is, of hulle omstandigheid. Hierdie insig kan help om besluite te maak wat tot positiewe uitkoms sal lei. Vertrou die Here in jou sake en dan kom jy terug na my toe en sê vir my, hoe gaan dit? Want as jy die Here gaan vertrou, en soos ons vanmôre weer gehoor het, ons goed gebid het vir die gebedshouer. Partykeer sê die Here nee, want hy sien dan gaan, my kind, ek sê vir jou nee, want hier gaan jy seer kry. En sê bietjie vir my, hoeveel keer het die Here al nee gesê, maar ons storm ons nog steeds voor? En dan kry jy seer. Maar Here, hoekom gebeur dit? Ek verstaan nie, ek dien nie, ek sien kind, Here, maar my kind, ek het jou gesê nee. Maar jy het voortgestorm. Jy het voortgegaan. En
partykeer, ons is kinders van die Here. Ons is werklik waar kinders van die Here, maar ons maak foute. En dis ook 'n ongelukkige manier hoe jy gaan leer. Daar gaan jy ook wysheid kry, want nou gaan jy leer om vir die Here te luister. Maar dit beteken nie as jy fout gemaak het, jy is nie 'n kind van God nie. Ons maak foute. Maar as jy fout gemaak het, leer daaruit. Moenie weer dieselfde fout gaan doen en dan weer dieselfde fout gaan doen nie, want dan is jy dwaas. As jy jou kop regtig as jy nou teen 'n paal gaan vasloop en soos daai een film wat ek gesien het, daai tyd dan loop die ou se kop onder so bone, loop hy die paal vas en nou loop hy weer die paal vas. As jy tweede keer in dieselfde paal gaan vasloop, is jy dwaas. Kom ons leer uit ons foute. Spreuke 14 vers 9. Wanneer ons na Spreuke 14 vers 9 kyk, sien ons 'n diepgaande teenstelling tussen twee verskillende soorte mense. En dit sien ons reg deur Spreuke. Ons het dit al hoeveel maal gesien met ons reis nou so deur Spreuke. Die regverdige en die dwaase. En reg deur Spreuke tot Spreuke 31 wys hy die regverdige en die dwaase. Wat se kant is jy? Op die kern spreek jy die vers oor hoe verskillende mense op sonde reageer. Jy's 'n baie mooi kind van God. Hoe reageer jy op sonde? Dwaase mense neem die sonde ligweg op. Hulle terg dit en behandel dit as iets onbelangrik of snaaks. En ons sien dit rondom ons in hierdie wêreld. Mense is nie meer ernstig met God nie. Hulle maak 'n bespotting van die sonde. Hulle dink hulle kan in hulle sonde baljaar en daar's nie gevolge nie. Daar's gevolge vir sonde. En as jy opsetlik gaan sondig en jou gaan besig hou met sonde en met hierdie wêreld, dan twyfel ek of jy ooit by Jesus Christus uitgekom het. Want as jy vir my kom sê, ek is 'n kind van God, ek dien Jesus Christus, sal jy die sonde haat. En jy gaan erns hê met sonde. Want jy gaan jou weghou van die sonde. Soos ek nou gesê het, ons gaan foute maak. Maar as 'n verskil tussen 'n fout maak en in sonde te lewe. Groot verskil. Maar vandag se dag en tyd wil niemand meer daaroor praat nie. Ons mag mos nie sê mense is 'n sondaar nie. Wel, die woord van God sê vir ons is sondaars. En ek is dankbaar daarvoor, want dit laat my besef, ek het 'n verlosser nodig. En nou wat ek by Christus uitgekom het, leef ek vir hom, en ek vlug vir die sonde. As ek die sonde sien, hardloop ek aan die ander kant toe. Ek maak nie 'n bespotting daarvan, of maak dit onbelangrik nie. Daar's geen vrees vir die wêreld, of erns by hulle vir die sonde nie. Dit dui op 'n gebrek aan begrip, of erns ten opsigte of van die implikasie en gevolge van sonde. Weet jy wat die implikasie van sonde? Weet jy wat die gevolge van sonde? Hoeveel families is al verwoes? Hoeveel mense se lewens is al verwoes as gevolg van sonde? Hoeveel kinders moes groot word met ouers wat drink en mekaar uit mekaar slaan? Nou moet die kindertjies groot word en na dit kyk. Nou word in gebroke huise groot. Hoeveel kinders se lewens is al uit mekaar geskeur omdat die pa of die ma egbreek gepleeg het? Sonde het 'n gevolge. Hoeveel kinders moes al sonder 'n pa of 'n ma groot word omdat hulle in die tronk opgeëindig het as gevolg van sonde? Ons kan nie sonde ligtelik opneem nie. En die ergste gevolge van sonde, as jy nie gaan afreken met sonde nie, en jy maak jou kop, of lê jou kop neer en jy maak jou oë toe op hierdie aarde, dan is dit te laat. Dan is daar nie meer vergifnis nie. Maak seker jy kom nou by Jesus Christus uit, want terwyl jy nog lewe is daar nog 'n kans. Jesus het gesê, as ons ons sonde sal bely, hy is getrou en regverdig, en sal ons van alle oortredinge vergewe. Hy sal jou vergewe, en hy sal jou spierwit was, en hy dink nie meer eers aan jou sonde. So ver soos die ooste van die weste is, verwyder die Here dit van ons. En nou behoort jy aan Christus. Nou leef jy vir hom. Nou sorg jy dat jy in hom bly. Maar kom ons reken af met die sonde. Ons kan dus in die lewe kies om te lag vir sonde
en dit as onbelangrik te beskou of om die gewig daarvan te erken en te poog om ons met geregtigheid in lyn te bring met God se woord. Dit is noodsaaklik om ons eie houdings teenoor sonde te evalueer en die keuses wat ons maak te verstaan. Omhels ons dwaasheid deur sonde ligtelik op te neem of het ons erns met dit? Wandel ons in die weë van die Here? Vrees jy die Here? Wil jy met jou handel en jou wandel en in al jou weë Jesus Christus verheerlik? Kom ons lewe vir Christus. Kom ons sterf vir onsself. Kom aan die einde van onsself. En ons laat Christus die meester van ons lewe wees. Spreuke 14 vers 10. Hierdie vers spreek die innerlike emosies en ervarings aan wat ons almal binne in ons dra. Die eerste deel, die hart ken sy eie bitterheid. Dit herinner ons daaraan dat elke persoon se hart gevoelens van pyn, teleurstelling en seergemaak bevat wat dikwels privaat is en slegs vir hulle bekend is. Hoeveel mense stap al buite wat jy nie hulle pyn ken nie? Jy weet nie wat gaan aan in hulle lewens nie. Soos lees die laaste vers wat hy sê, die hart ken sy eie verdriet. En in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. Ons kyk so maklik na ander mense, ons veroordeel so maklik. Het jy al die pad gestap wat daai persoon miskien gestap het? Hoeveel van ons het seer binnekant ons gehad wat ons weggesteek het? Ek het vir jare seer saam met my gedra. Bitterheid oor dinge wat gebeur het en waar jy in jou lewe was en jy steek dit weg, jy bou mure op en daar sit jy. Maar dan die Here laat hy my kon vrymaak het. En die Here het my verlos, het my nuwe lewe kom gee. Die ou dinge is verby, die nuwe dinge het gekom. En die Here het kom herstel soos net hy kan. Maar daai seer wat daar binnekant is baie keer. Jy sit, het jy al gesien as jy voor mense sit, dan sien jy 'n groep mense, die sit met 'n glimlag en jy lag en jy selfs, maar jy binnekant skree dit van die pyn. En jy wil huil, want jy het seer, jy het stikken. Ek het hierdie week weer vir iemand gesê, dis nie verkeerd om te huil nie. Soos ek nou met die Pinksterdienste ook gesê het, wat ons gepraat het. Baie kere gaan jy op 'n punt kom wat jy emosioneel af is, wat jy depressief voel. Dis nie 'n sonde of 'n skande om depressief te wees nie. Die Here ken ons harte. Hy weet ons is mens, ons is swak. Moenie jy vir 'n ander persoon wat deur 'n moeilike tyd gaan, lag of 'n bespotting maak van hulle nie. Want ons ken nie ander se situasie nie. Maar jy het dalk al tyd gemaak om met 'n broer of suster te gaan stil staan en te hoor hoe jy kan help, dalk net te luister. Weet jy hoe wonderlik is dit as iemand net luister? Dit was vir my so wonderlik toe ek my vroukie ontmoet het. Ek kon met haar gepraat het oor alles en ek kon my hart oopmaak en sy het net geluister. Sy was daar en sy het my ondersteun. Dit is wat ons as broers en susters in die kerk moet doen. Kom ons leer 'n bietjie om te luister, om ander se seer en pyn in ag te neem. Dit bring my terug wat ek vroeër gesê het. Ons is almal feilbare mense. Ons het almal foute. Dalk sit daar miskien iemand wat groot foute gemaak het, wat die gevoelens hulle opvreet en hulle voel nie meer waardig. Hulle voel dalk nie eens waardig om 'n kind van God te wees nie, want kyk wat het ek aangevang. Maar is vir daai mense wat ons kan sê, jy weet wat, maak nie saak wat jy gedoen het nie, Jesus Christus is daar vir jou. En hy ken jou hart, en hy sal daai pyn en seer wegvat, as jy jou sondes bely, die Here vergewe dit. Maar maak nie saak wat se situasie jy in is nie, die Here is daar om ons te genees. En as jy miskien afvoel, die Here gaan jou weer oplig. Die Here sal vir jou krag gee. En dis weer eens waar ons as broers en susters in die gemeente daar moet wees vir mekaar. Bid ons nog vir die Here vir
'n gees van onderskeiding. Wanneer laas het die Heilige Gees vir jou gewys, hierdie broer of suster mag miskien lyk of hulle lag, maar as jy in hulle oë kyk en sien jy die seer. Hulle sit met 'n seer en 'n pyn binne hulle, wat hulle nie weet hoe om te hanteer. Maar as ons 'n bietjie gaan uitreik en liefde gaan gee, en ons gee vir hulle Jesus Christus, hoeveel anders te gaan ons gemeente nie wees, hoeveel anders te gaan ons wêreld, ons dorp nie wees. In plaas van om mekaar te lag, laat ons mekaar so opbou. Dis 'n skerp herinnering dat ander moontlik nie bewus is van wat ons deurmaak nie. Aangesien ons innerlike stryd vir die wêreld versteek kan bly. Die tweede deel, en geen vreemdeling deel in sy vreugde. Beklemtoon dat ons vreugdes daardie oomblikke van geluk wat ons hart vol net so persoonlik is. Alhoewel ons dalk geluk met vriende of familie deel, word die diepste vreugdes dikwels in isolasie verstaan en vier. Hierdie vers moedig ons aan om ons emosies te erken. Kom ons erken teenoor mekaar as jy seer het. En ek weet, dit is 'n baie groot uitdaging, want baie keer as jy seer het, wil jy nie praat nie. Maar neem iemand in jou vertroue wat die Here dien en praat met hulle. My broer, my suster, ek voel regtig miserable. Dis nie 'n skande om vir iemand te sê jy voel swak. Dis nie 'n skande om swak te voel. Bid vir die Here en vra vir die Here dat hy vir jou iemand sal wys met wie jy kan praat. 'n Broer of 'n suster wat saam met jou die pad kan stap. Iemand wat daar kan wees as jy af is die dag. Bid net saam met my. Ons het nie eens altyd nodig om te praat nie. Vra net, bid saam met my. Ek het al baie vir mense gesê. As jy gebed wil hê, maar jy wil dalk nie uitbrei nie, sê net vir my, bid saam. Dan bid ons saam. As jy wil praat, ons is daar om te luister. Om 'n oor te gee, om te luister, wat is dit wat jou so afkry? Want niks in hierdie wêreld is so groot dat dit jou so ver gaan afkry, dat Christus jou nie kan herstel nie. Want Jesus Christus is daar vir elkeen van ons. Ons moet net leer om vir mekaar te begin luister en dat die Heilige Gees ons lei. En dis weer eens waar die wysheid inkom. Want as jy die wysheid van die Here het, en die Here lei jou in sy wysheid, en sy Heilige Gees lei jou, gaan hy jou sensitief maak vir mense se seer, en hy gaan vir jou uitwys wie jy voor moet bid, of wat jy pad mee kan stap. En andersom ook, soos ek sê, as jy dalk seer het, jy is dalk depressief, maar Here, ek is u kind, ek verstaan nie, ek is u kind, ek weet iets vir my gesterf, ek weet wat die woord sê, maar Here, hoekom voel ek so af? Dit is normaal om af te voel. Kry 'n broer of suster om saam met jou te stap, want ons kan nie hierdie pad alleen stap nie. Die Here stap saam met ons en die Here gaan jou nooit los nie. Maar die Here het vir ons broers en susters gegee om saam met ons die pad te stap. Dat ons nie alleen is nie, want ons is 'n liggaam. En ons as die liggaam van die Here is veronderstel om mekaar by te staan. Tot die eer en verheerliking van Jesus Christus se naam. Want al die eer en al die lof en al die dank kom aan hom toe. En die Here sal ons nooit los nie. En weet wat, kind van God? Een van die dae dan staan jy weer op en dan skyn die son weer. Dan het jy weer nuwe krag. Dan het jy weer moed vir die lewe. Dis wat die Here met my gedoen het, hy het my kom herstel. Vandag kan ek daar wees vir ander wat deur seer gaan. En dieselfde met jou. Die Here vat jou dalk deur daai pad. Dalk is dit met 'n doel, sodat jy weer ander kan help en na Jesus toe kan lei. Kom ons sluit die oor aan wat ons saam. Ja, Here Jesus, dankie vir die goedheid en genade. Dankie vir die kosbare liefde vir ons. Dankie dat U altyd daar is vir ons. Dankie vir hierdie wysheid wat U met ons deel uit die woord. Help ons dat ons dit sal toepas, Here. Help ons dat ons sal kyk hoe ons optree, wie ons vriende is. Help ons dat ons besluite en ons keuses na U toe sal bring, Here.
Help ons dat ons daar sal wees vir die wat in nood is. Help ons dat ons mekaar sal bid, en mekaar sal onderskraag, en mekaar sal bedien met die liefde van Jesus Christus. Dankie Here Jesus vir al u genade, en dat u altyd daar is vir ons, dat u kom toe al die eer en al die lof en al die dank. Amen en amen. Nou gaan ons lekker saam sing. Vadersdag, spesiaal ook vir jou en die gemeente af. Mens moet so af en toe surprise in die lewe. En namens die gemeente is ons gedink om hierdie trom te gee. Die allerlei mense ook 'n lekker goed te kies en allerlei oude goedjies. Wat kyk jy soms? Ja, syferslawing. Kook. Baie gelukkig nog voorspoedig. Ons is baie bly met baie dankie. Dankie julle.